Welkom julle by hierdie verkenning van ons ekonomiese ekosisteem. Ek is regtig bly julle skakel in. Hierdie uiteensetting is spesifiek aan mekaar gesit om jou in die kol te kry vir daardie graad 7 eksamen. As ons na ons ekonomie kyk, help dit om daarin te dink as 'n massiewe, lewende natuurreservaat. Alles is verbind. Letterlik elke liewe ding het 'n spesifieke funksie en elke aksie veroorsaak altyd 'n reaksie elders anders. Reg, kom ons duik dadelik in en kyk hoe hierdie fascinerende wêreld regtig in mekaar steek. Hier is 'n vinnige roetekaart van ons ekspedisie vandag. Ons gaan vinnig kyk na hoe ons goedere en dienste in die natuur klassifiseer, hoe produsente, verbruikers en herwinning in mekaar skakel, wat sosio-ekonomiese wanbalanse veroorsaak, wat die impak van swak onderwys is. Ons kyk bietjie na geskiedkundige wette en uiteindelik verken ons watter volhoubare oplossings daar is. Kom ons spring weg. Seksie 1: Klassifikasie van goedere en dienste. Jy weet, om enige ekosisteem behoorlik te verstaan, moet ons eers weet watter tipe elemente en spesies daar is wat in ons habitat rondloop. Kyk bietjie na hierdie fascinerende lysie. Ons bronne verdeel letterlik alles om ons in 7 netjiese kategorieë en dis 'n absolute moet-ken-lys vir jou eksamen. Alles wat jy kan sien of raakvat, val iewers hierin. Dit begin by natuurlike goedere, soos hout of die water wat ons drink. Dan beweeg ons na vervaardig, soos daardie skootrekenaar of die stoel waarop jy nou sit. Nutsgoedere is dinge wat vir ons almal van nut is. Dink maar aan elektrisiteit. Dan het ons natuurlik luukse goedere. Dinge soos 'n vinnige sportmotor. Verbruiksgoedere is weer eens goed wat ons vinnig opgebruik. Dinge soos kos of seep, terwyl duursame goedere vir jare lank hou. Dink hier aan 'n yskas of jou huis. En laastens is daar kapitaalgoedere. Dis belangrik. Dis masjiene soos byvoorbeeld 'n bakkery se oond wat besighede inspann om weer ander produkte mee te kan maak. Nou, waar goedere dinge is wat jy met die hand kan vat, is dienste, aksies wat vir ons gedoen word. En ons kan dit hoofsaaklik in 2 kampe verdeel. Aan die een kant is daar noodsaaklike dienste. Hierdie dinge word deur die regering gelewer en is definitief nie daar om wins te maak nie. Dis goed soos die polisie of staatshospitale, die aksies wat ons veilig en aan die lewe hou. Aan die ander kant is daar nie noodsaaklike dienste. Dit is dienste wat deur privaat besighede bestuur word met die uitsluitlike doel om geld of wins te maak. Dink sommer aan daardie lekker fliekteaters waar ons naweke uithang. Dit bring ons by seksie 2: Produsente, verbruikers en herwinning. Kom ons zoom bietjie in op die wesens binne hierdie omgewing. Ons kyk na diegene wat dinge maak, diegene wat dit gebruik en natuurlik hoe ons seker maak ons habitat bly voortbestaan. Die heel belangrikste ding om hier te snap is die ketting van produksie. Dit vloei letterlik soos 'n rivier in 3 baie spesifieke stappe. Stap 1 is die primêre sektor. Dis waar ons grondstowwe direk uit die natuur ontgin, byvoorbeeld deur boerdery of om myne te grawe. Stap 2 is die sekondêre sektor. Hier word daardie grondstowwe weggeneem na fabrieke toe en dan word dit in nuwe produkte vervaardig. En dan uiteindelik is stap 3 die tersiêre sektor. Dit is waar hierdie voltooide produkte in winkels beland om verkoop te word. En wie koop dit? Wel, dit is natuurlik ek en jy, die verbruikers. Om nou te verseker ons ekonomiese ekosisteem val nie later heeltemal uitmekaar uit nie, moet ons die 3 R'e baie mooi toepas. Dis vir julle sekerlik bekend. Reduce, oftewel verminder, beteken doeteenvoudig ons gebruik minder dinge wat mors en vullis maak. Reuse of herbenut is my persoonlike gunsteling. Dit is letterlik wanneer ons daardie leë roomysbak vat en vir hom 'n nuwe lewe gee as 'n kosblik verskool. En natuurlik recycle of herwin, waar ons goed soos glas en plastiek herwin sodat dit na fabrieke toe gaan om in splinternuwe produkte omgeskep te word. Vang net bietjie hierdie feit, dit kom direk uit ons bronmateriaal. Deur net 1 enkele glasbottel te herwin, spaar jy reeds genoeg energie om 'n 100 watt gloeilamp vir 'n volle 4 ure te laat brand. Dis ongelooflik. Dit wys jou net watter kragtige en ontsaglike verskil een so klein daad aan die hele stelsel kan maak. Seksie 3: Oorsake van sosio-ekonomiese wanbalans. Ons verkenning vat nou 'n effens meer ernstige wending. Net soos met 'n woud wat te min reën kry, kom ons kyk wat alles gebeur as hierdie habitat heeltemal sy natuurlike balans verloor. Maak seker jy ken hierdie konsep bitter goed vir jou eksamen. Dit is die kerndefinisie vir sosio-ekonomiese wanbalans. Eenvoudig gestel, dit beteken dat rykdom en belangrike hulpbronne in Suid-Afrika heeltemal oneweredig versprei is. Die hartseer werklikheid hier is dat sommige mense byna ondenkbaar ryk is, terwyl so baie ander in uiterste armoede vasgevang is. Hoe beland 'n landpunt in so 'n situasie?
Volgens ons bronne is daar 5 hoofoorsake hiervoor. Nommer 1 is die geografiese verspreiding van hulpbronne. Dink bietjie daaraan. Rykdom het destyds vinnig rondom Johannesburg se goud en myne saamgedrom, terwyl mense in byvoorbeeld die dorre Kalahari agtergebly het met byna geen water of gewasse nie. Tweedens is daar die standaard van onderwys. Veral in afgesonderde plekke is dit vir mense baie moeilik om by goeie onderwys uit te kom. Derdens is dit natuurlik armoede self. As jy nie geld het nie, is dit moeilik om ooit vir goeie dinge te betaal en vorentoe te kom. Dit sluit presies aan by ons 4de punt, wat toegang tot behoorlike gesondheidsorg is, wat dikwels baie duur is en meestal net in groot stede is. En laastens, reusagtig in Suid-Afrika, regeringswetgewing. Dit verwys na wette wat histories in plek gesit is wat bepaal het hoe en deur wie hulpbronne beheer word. Dit lei ons swemloos na seksie 4, die effek van swak onderwys. Kom ons denk weer aan daardie tweede oorsaak wat ons nou net bespreek het. Die ergste tipe droogte vir enige land se ekonomie is werklike tekort aan goeie onderwys. Jy sien, swak onderwys stel 'n ongelooflike gevaarlike kettingreaksie aan die gang. Dit begin by die jeug wat na skool sukkel om enige werk te kry omdat hulle miskien nie die nodige vaardighede het nie. En wat gebeur dan? Dit lei dikwels tot groter armoede en onvermydelik toenames in misdaad. Binne die stelsel kan dit 'n bose kringloop skep waar onderwysers self dank vakke gee wat hulle nie heeltemal verstaan nie. Leerders se motivasievlakke tuimel dan heeltemal plat. Intussen word topskole en onderwysers gefrustreer en dan sien ons 'n tendens waar goeie onderwysers na ander lande emigreer. Die kinders wat dalk gefrustreerd raak en die skool vinnig verlaat, beland dan uiteindelik as volwassenes op die regering se drempel en word slegs afhanklik van regeringshulp. Hierdie stukkie data hier op die skerm wys vir ons 'n prentjie wat mens nogal tref. Die kennis beraam dat vir elke 100 leerders wat in graad 1 op die skoolbanke sit, slegs 40 van hulle aan die einde gaan staan met daardie nasionale senior sertifikaat in die hand. Net 40. Dit beteken 60% van daardie geweldige potensiaal raak ongelukkig in die stelsel verlore. Ouens, dit is presies hoekom dit so krities is dat jy hard leer vir hierdie eksamens. Dit is regtig die moeite werd. Seksie 5. Geskiedkundige wette en ongelykheid. Om regtig te snap hoekom ons landskap en stelsels vandag lyk soos hulle lyk, is dit absoluut belangrik om terug in tyd te spring. Ons moet kyk na die historiese reëls wat in die verlede gestel is en wat kunsmatig besluit het wie mag vorder en wie nie. As ons na die verslae uit ons bronne kyk, was die meeste van die groot ekonomiese ongelykheid in Suid-Afrika voor 1994 geskep en in plek gehou deur die stelsel van apartheid. Die apartheidsbeleid is formeel vanaf 1948 ingestel en dit het eenvoudig die bevolking wetlik en stelselmatig op grond van ras verdeel. So hierdie stelsel het wetlik gedikteer in watter gebiede spesifieke groepe kon woon, watter werk hulle mag doen en by watter skole hulle welkom was. Nou, as jy vir hierdie eksamen voorberei, is hierdie tydlyn onontbeerlik. Dit is 'n opsomming van daardie spesifieke historiese wette wat toegebruik is. Hierdie wette het 'n deurlopende patroon gevorm, vanaf die Grondwet in 1913. Daardie wette, insluitend die Werkreserveringswet van 1926, tot by die Bantu Onderwyswet in die 50s en natuurlik die Groepsgebiedewet in 1966. Almal is ontwerp in daardie tyd om slegs een groep te bevoordeel. Omdat ons nou hierdie geskiedenis verstaan, begin ons besef hoekom dit so 'n geweldige taak en prioriteit vandag is om ons stelsel se ongelykheid te probeer herstel. En dit vat ons mooi tot by seksie 6, uitdagings en volhoubare oplossings. Hierdie is miskien die mees positiewe deel van ons ekspedisie. Ons kyk na die toekoms. Hoe herstel ons daardie skade en hoe bring ons balans terug na die land se finansiële habitat? Wat nogal interessant is om hier te sien, is dat ons oplossings heeltemal aanpasbaar moet wees, want daar is nie net een probleem nie. In die groot stede of die stedelike gebiede beklei mense elke dag met geweldige dinge, soos lug- en waterbesoedeling, die oorbevolking en 'n onhanteerbare hoë lewenskoste. Maar as jy buitentoe kyk, daarna die landelike gebiede en die platteland toe, lei daardie gemeenskappe weer onder iets heeltemal anders, naamlik 'n uiterste tekort aan infrastruktuur, te min sementpaaie, nie genoeg of naby genoeg hospitale nie en natuurlik die tekort aan goeie werksgeleenthede. Die blink antwoord en belangrikste oplossing hier is wat ons volhoubare werkskepping noem. Jy gaan beseker hierdie definisie nodig hê in jou toets. Dit is nie net sommer 'n tydelike werk wat vir 'n seisoen hou en volgende jaar verdwyn nie. Volhoubaar beteken dat werksgeleenthede geskep word wat baie lank hou en dat dit so bestuur word dat dit sowel ons land se ekonomie groei as ons natuurlike omgewing beskerm en nie uitput nie.
So, hoe presies plant ons nou hierdie goeie saadjies van volhoubaarheid? Hoe kry ons dit reg? Wel, dit help om ondernemerskap te stimuleer. Met ander woorde, ons moet mense motiveer en bystaan om hul eie unieke en nuwe besighede op die been te bring. Verder moedig ons besighede wat reeds bestaan aan om uit te brei en dalk nog mense in te neem en in diens te stel. En derdens is die opgradering van ons land se infrastruktuur absoluut kardinaal en 'n groot bron van volhoubaarheid. Meer en beter paaie vir vervoer, groter hawens en as 'n groot prioriteit 'n betroubare voorsiening van elektrisiteit. As hierdie dinge in plek is, kan ons hele stelsel soveel gladder funksioneer. Gelukkig sien ons dat die regering ook sy rol probeer speel, deur inisiatiewe en nuwe oplossings as saad binne onderwys te plant. Ons sien byvoorbeeld die bou van broodnodige tegniese skole in die land, waar mense harde, praktiese vaardighede kan aanleer, soos skrynwerk, bou en loodgieterswerk. Dan is daar die verskaffing van skoolvoedingsprogramme. Baie leerders kom behoeftig by die skool aan en luister, 'n mens kan nie op 'n leemag bybly in 'n klas nie. Julle sal ook dalk sien hoe daar gefokus word op die beter reëlings vir skoolvervoer vir kinders van landelike gemeenskappe en handboekaflewering. Boonop skop die stelsel aktiewe veldtogte af om bendes en geweld in skole teen te werk, tesame met lewensnoodsaaklike opvoeding aangaande sake soos HIV en vigs, wat alles impak het op die toekoms. En dit, graad 7, spring ons tot 'n rustige einde op ons verkenningstoer deur hierdie reuse ekonomiese ekosistem. Nou dat jy as student heeltemal toegerus en eksamengereed behoort te wees, wil ek jou by die huis met een laaste, belangrike uitdaging los. Terwyl jy jou boeke bymekaar trek vir die vraestel, vra bietjie een eerlik vir jouself af. Watter groot rol gaan jy eendag as 'n volwassene speel om daardie oneweweg in die stelsel reg te trek en 'n gesonde gelykheid in ons land in te ploeg? Elke liewe goeie begin mos by een slim idee. Vreeslik baie dankie dat julle almal tot hier ingeskakel gebly het en absolute sterkte met daardie harde leerwerk wat voorlê. Julle het dit beslis.